Die Weskaap is soos 'n mooi vrou. Sonder moeite steel sy harte. In die hart van haar oorvloed lê landbou. Dit wat die dorpe se drome warm hou. Op hierdie padreis verken ons die rykdom, al die pad tot in die Oeverberge, waar Nampo Kaap dit vier. Van veld tot fees. Soos die wiele van die wind kom draai, mesmerai. Meer as 2/3 van Suid-Afrika se wintergraanproduksie gebeur net hier in die Weskaap. So net voor Nampo Kaap het ons gaan inloer by boer Skalk Viljoen om oor die graanbedryf te praat. Om te boer is 'n voorreg, maar dis nie net 'n voorreg nie. Dit is ook 'n groot verantwoordelikheid. Ek glo daar's 'n blink toekoms vir landbou in Suid-Afrika. Maar dan moet ons meer inklusief wees. Maar dit kan nie net landbou se alleen verantwoordelikheid wees. Dit moet die verantwoordelikheid wees van die totale ekonomie en nie net van kommersiële landbou nie. Skalk, vreeslik dankie dat ons by julle kan kom kuier hier by Dasberg. Vertel ons eers bietjie waarmee boer julle? Ons boer met graan, koring, gars, klein bietjie ontbythawe, maar dan het ons ook canola wat 'n groot ding nou by ons is en canola is natuurlik nie 'n graan nie, is 'n oliesade. Skalk, vertel ons bietjie van die omvang van graan en oliesaadproduksie hier in die Weskaap, waar dit nou natuurlik ook 'n winterreënvalstreek is. Ja, die graanproduksie het geweldig gegroei die afgelope tyd. Ons doen dit in wisselbou, koring, canola, gars, 'n klein bietjie haver, maar dis veral die belangrikheid is die wisselboustelsel waarin ons is en hulle is in simbiose met mekaar. Die manier hoe ons dit deesdae doen is met die geen bewerkingsstelsel bewaringsboerdery wat ontwikkel het totdat almal dit nou baie goed doen en dis maar eintlik die enigste manier hoe ons graan produseer. Hoe belangrik is georganiseerde landbou, in hierdie geval nou ook Graan SA as voorbeeld, en dan ook Nampo Kaap, in die werk wat hulle doen om boere te ondersteun? Ja, ek dink die kommoditeitsorganisasies is baie belangrik. Ons behoort aan al die kommoditeitsorganisasies waarvan ons die kommoditeite produseer. Graan SA, dis jou spreekbuis na die regering. Dis jou elke dag se stem wat daar is. En dis belangrik dat ons uit een mond uit moet praat. En dan natuurlik gaan dit oor navorsing waar hulle ook nauweliks betrokke is met die departemente, onderskeie departemente van landbou vir die ontwikkeling van nuwe kultivars, vir die verbouingspraktyke, chemie en monitering van chemie, maar dan ook die ontwikkelende boere. Daar word 'n groot rol gespeel om nuwe boere te vestig en dan vir hulle opleiding te gee. En dan wat die Kaap Nampo betref, dit is iets waar ons almal gaan leer van die nuutste tegnologie en dit is ook vir ons belangrik dat die breë publiek moet sien waarmee ons besig en ook te sien hoe die tegnologie lyk, want ek dink baie mense daar buite het nie idee van hoe tegnologies gevorderd landbou is nie. Skalkie, reg rondom ons is die koring wat jy geplant het hierdie seisoen. Sal jy my 'n bietjie wys hoe lyk 'n koringsaadjie binne-in? Ja, ek kan vir jou enige tyd wys, maar dit is baie droog nou. Kom ons kyk. Terwyl ons nou in hierdie omgewing is, het ons besluit om brieke aan te gooi by die Swartlandskou in Moreesburg. Dis dalk nou nie so groot soos Nampo Kaap nie, maar dit is immers 'n streekslandbouskou en 'n groot trekpleister vir die mense hier van die Swartland. Dirk, is nou lekker, ons loop jou hier raak by die Swartlandskou, so 'n week voor Nampo Kaap. Is jy al opgewonde? Ja, ons is baie opgewonde. Dit is so vir ons so opbou tot Nampo Kaap.
Ja, so dis vir ons lekker by Swartlandskou. Ons het 'n Graan SA lede tent hierso wat ons al ons lede verwelkom en is lekker om deel te vorm van Swartlandskou ook. Vertel my eers 'n bietjie hoe die twee skoue van mekaar verskil, want hierdie is natuurlik 'n bietjie kleiner as Nampo Kaap, maar daar's ander verskille ook. Ja, hierdie is 'n landbouskou. So dis waar die landbou basies geskou word. In terme van die vee is 'n groot komponent wat hier geskou word en dis baie meer 'n streeksgebonde een. Waar Nampo is 'n expo. So dis 'n besigheidsexpo wat fisies net gaan oor besigheid. Dis die twee groot verskille tussen hulle. Ja. Nampo Botawil is natuurlik baie groter as Nampo Kaap, maar dit beteken nie dat dit nie moeilik is om Nampo Kaap aan die gang te sit nie. Hoe lank begin julle al vir die tyd reël? Nampo Botawil is meer nasionaal gesentraliseer waar ons met die Nampo Kaap meer kyk na streeksgedeelte. Maar soos jy noem, ek meen dis nog steeds oor die 500 uitstallers, is nog steeds 46,000 mense wat kom. So logistiek beteken dit maar min of meer dieselfde goed. En dit vat 'n lang aanloop. So in ons vennootskap met Bredasdorp Park MPC maak seker dat ons al die logistiek in plek het. Dis om seker te maak daar's meer as 500,000 liter water vir mense om te kan drink. Daar's elektrisiteit, daar's genoeg fasiliteite vir die mense. So om al daai goed in plek te kry is 'n hele jaar se werk. En dan natuurlik die opboutyd is 'n groot tyd, want jy moet die uitstallers inkry. Dis swaar voertuie, dis abnormale vragte wat inkom wat nog op beplanning veg en dan is dit die strukture wat opkom, die tente, al daai goed om seker te maak is veilig. Dirk, vertel ons bietjie hoekom Nampo Kaap so belangrik is vir die Oeverbergstreek waar dit plaasvind, die ekonomie van die dorpies, die toerisme. Ja, dis een van die kerngoed wat nog altyd belangrik was vir die Nampo handelsmerk is weer om terug te sit binne in die lokale ekonomie in. Die ekotourisme gedeelte wat dit bring is 'n groot gedeelte, mense wat kom bly, mense wat plaaslewe ervaar en dis vir ons uitdagings want daar's nie altyd genoeg verblyf nie, maar weer vir die breër ekonomie is dit 'n groter aanwinst. En dan sit natuurlik vir arbeid ook net, tydelike arbeiders, mense wat dalk nie deur 'n jaar werk het nie, kry iewes skielik werk want uitstallers gaan en stel mense aan om by hulle te kom werk en die hele ekonomie bom daar uit en ons praat van 'n inspuiting van omtrent by 20 miljoen wat so in die ekonomie ingaan en vir 'n plattelandse omgewing is dit 'n baie groot inspuiting en is dit iets wat help met werksgeleenthede, dit help bietjie om net daai ekonomiese inspuiting te kry wat nie winsgewende organisasies nodig het, wat klein huishoudings nodig het, wat gastehuise nodig het buite net normale vakansietye. Absoluut. En hier by die Swartlandskou is daar iets wat ek beslis nie kan misloop nie. Sê my gaan dan maak ek 'n draai soontoe. Ja, ek dink hierso is dit natuurlik die vee, nee, hier tussen waar ons staan, dis merkwaardige diere wat hier is, die diere wat geskou word, dis van die bestes in die land wat hier is. So mense kan dit definitief nie mis nie en dis iets uniek. En ons is tog so bly dat die landbouskou komponent voortleef, nee, en die Swartland is een van die bestes in die land. Fabulous. Ek gaan 'n bietjie kyk. Ek sien jou volgende week by Nampo Kaap. Ons kan nie wag nie, ons sien julle daar. Cheers, Dirk. Bye bye. Dis veldtotfees op 'n roadtrip deur die Wes-Kaap. Daar's 'n groot fokus om die rooi vleisbedryf te groei met harde werk wat onder andere deur RMIS gedoen word. Ons het gaan kuier by Eben Skelling om hierdie gesprek af te skop. Ek deel nie net met ramme wat ek verkoop aan boere en dit is waar die storie eindig. Vir my is dit 'n verantwoordelikheid om 'n ram aan 'n produsent te kan verskaf wat sy genetika en sy kudde kan verbeter. So dit is vir my lekker om dit wat ek mee besig is 'n verskil te kan maak in iemand anders se boerdery. Eben, ons is nou hierso by jou 'n dag na jy jou diereveiling toegevat het. Hoe het dit gegaan? Nee, baie goed. Ek is baie dankbaar. Vir my is dit belangrik om my genetika in die veld te kry. En dit is wat gebeur het gister. Die kuddeboere het my baie goed geondersteun en daarvoor is ek dankbaar. Hoekom merino skape? Jy het 'n spesifieke passie vir hierdie ras. Wat maak hulle so uniek? Wel, merino is bekend natuurlik vir sy uitstekende wolgehalte. En toe ek op die plaas gekom het 10 jaar gelede, toe het ek die merino's geërf basies en met tyd het ek maar gelief geraak vir hulle en 'n passie ontwikkel vir die merino skaap. Die ding met die teeling is dit is 'n langtermynproses en
Dis lekker, dit is vir my 'n challenge. Ewen die hele land gons op die oomblik oor die impak en die skade wat berokken word deur back and claw seer. Hoe lyk die situasie met back and claw seer hier waar jy is en het jy 'n spesifieke strategie op jou plaas? Ja, die back and claw seer situasie by ons is redelik stil. Die Weskaap is 'n back and claw seer vrye area op die stadium. En ons of my spesifieke benadering is om 'n geslote kudde te behou. So dit beteken ek koop nie sommer diere in wat ek gebruik om te teel op die plaas nie. Die enkele ramme of bulle wat ek inkoop kom van die area af. Dit kom nie van geaffekteerde areas af nie. So dit is my benadering om back and claw vry te bly. Nou 'n bietjie weg van die boerdery af en na jou as 'n mens. Tragies het jy jou pa en jou oupa verloor toe jy baie klein was. En moes jy daai kennisoordrag kry van iemand anders, maar jou pa het voorsorg getref. Ja. Vertel ons van die plaasbestuurder. Ek was gelukkig geweest om weer te kon boer en terug te kom plaas toe in 2015. En my pa destyds voor hy oorlede is 'n bestuurder aangestel wat nou nog my plaasbestuurder is. So ek het baie van my kennis by hom gekry en hy het my maar geleer hoe om 'n boer te wees en ek leer nou nog. Hoe dink jy sou jou pa en jou oupa voel oor dit wat jy al hier bereik het en die rigting wat jy ingeslaan het op die boerdery? Ek hoop dat hulle sal trots wees op my. Alle besluite wat ek neem en dinge wat ek doen in die boerdery, dink ek baie keer, jy weet, wat sou hulle gedoen het? Hoe sou hulle dit benader het? Op die stadium probeer ek net my bes om 'n goeie boer te wees. So ek hoop as gevolg daarvan sal hulle trots wees op my. Ek seker hulle sal. Dankie, Dankie. Ewen. Willem, RMIS is baie betrokke by die strategie om back and claw seer te beheer. Wat staan ons te doen in die Weskaap en die land in die breë? Die Weskaap is op hierdie stadium nou sonder enige uitbrake. Die Weskaap sal 'n strategie moet ontwikkel om die aanslag van buite af te weer. Dit sê nie dat die res van die land nie ook 'n strategie moet hê om dit daar onder beheer te bring. As jy advies het vir veeboere, wat is die goed wat hulle die sterkste beskerming gee op hulle plase teen back and claw seer? Wel, biosekuriteit. Maar biosekuriteit is 'n baie wye begrip. Ek wil sê, maak seker dat almal wat jou plaas betree op 'n manier ontsmet word. En die mens wat die gevaarlikste is jy, die boer self, want dis jy wat jou plaas verlaat, jy beweeg hoeveel plekke en die biosekuriteit daar is waarskynlik nie wat jy dit sou wou gehad het nie. Maak jy seker dat dit wat op jou plaas gebeur, is wat jy wil laat gebeur. Hoe belangrik is data deel, intydse akkurate siekterapportering, skakeling met mense in jou omgewing, al daai klas van addisionele maatreëls wat nou nie noodwendig direkte biosekuriteit op die plaas is nie? Ek dink is 90%. Want om bewus te wees is 90% van jou oplossing. Want as almal bewus is, daar's 'n groot probleem. Almal is bewus van wat kan ons doen, dan kan daar iets gedoen word. Ons grootste probleem is dat oor hierdie probleem en die oplossing van die probleem nie genoeg gepraat en dan gedoen word nie. Willem, dink jy ons is op 'n goeie plek dat ons oor so 'n paar jaar van nou af beter af gaan wees wat back and claw seer betref? Ons is beter af in die sin dat RMIS het toegetree, met ander woorde die privaat sektor se bydrae tot 'n taak wat voorheen geag was net die regering moet iets aan hierdie probleem doen. Daar is ons op 'n beter plek. Waar ons grootste uitdaging lê, is dat die denke wat ons het, hoe ons koppe werk rondom hierdie siekte, sal dramaties moet verander. Daar's 'n groot negativiteit die oomblik as gevra word dat individuele boere iets sal moet doen, dan wil hulle graag dit na die staat toeskuif. Die staat kan nie, die staat het nie, ons sal moet. As ek die woord individu gebruik, dan bedoel ek nie die groot organisasies net nie. Die ding moet gedoen word, die individu op die grond in die hele waardeketting. Elke ou moet sy klein deeltjie doen, dan is ons reg.
Die Wes-Kaap het 'n wye verskeidenheid produkte, van melk, canola, koring, bessies, sitrus, wyn en meer. En baie van hierdie produkte is vir die uitvoermark bestem. Daarom is 'n goeie hawe van kardinale belang. Dis presies waar ek was. Glen, ons het hier die perfekte uitsig van die hawe. Vertel ons gou van die volumes wat daardeur gaan. Vir die Hoofhouer terminaal doen ons 800.000 20-voet eenhede 'n jaar, want daar is 'n bietjie toerustingbeperkings, maar hy is ontwerp om 1 miljoen eenhede in 'n jaar te kan doen. En daar is dan natuurlik die 2 kleiner terminale wat so 100.000 elk doen. Daar's ander tipes vrag, daar's brandstof, daar's passasiers, maar ons praat nou eers net oor die houers. Ja. Ons weet daar was baie uitdagings, daar's al baie vordering, maar die logistiek daar rondom moet geweldig wees. Wat is die uitdagings waarmee julle nou sit? Logistiek is kompleks. Daar's natuurlik so baie agentskappe betrokke. En ek dink die mees kritiese ding is om leë gevriesde houers of houers wat kan die vrugte koud hou in die land te hê voordat die vrugte gereed is om uitgepak te word. En dan natuurlik om die koue ketting te handhaaf. Die vrugte moet die heeltyd op krag wees om koud gehou te word. En dan natuurlik die skakeling met die terminaal en die skeepsredery om die skip te laai. En dan alles weer omgekeer vir invoere. Maar ja, dis sommige van die kompleksiteite in die logistieke ketting. Die private sektor het ingespring en wat hulle bewerkstellig het saam met julle kan werk as 'n bloudruk vir die toekoms. Hoe sit dit in mekaar? Ja, so ons het baie goeie samewerking met meneer Botchers en die hele leierskapspan van Transnet in die houerterminale. En hy het besef dat met die piek van die druiwe-uitvoerseisoen gaan daar moontlik 'n tekort aan elektriese kapasiteit wees om die vrugte koud te hou. En Wes-Kaap regering en die hoofvrugteuitvoerders het toe saamgespan en 2 addisionele kragopwekkers vir hom gekry om seker te maak dat ons die risiko uithaal in daai piek van die druiwe-uitvoerseisoen. Hoe lyk die onlangse groei en wat hou die komende maande in? Ons is opgewonde, Annelie, baie opgewonde. Daar is 9 nuwe hyskrane wat in produksie kom en wat in die volgende week of 2 in gebruik geneem gaan word. Dit gaan 'n groot verskil maak om ons van die huidige 800.000 vraghouers per jaar nader aan die miljoen te kry. En dan groei ons vrugteuitvoere. Hierdie jaar was die groei omtrent 11%. En ons verwag dat dit elke jaar ten minste met 6% gaan groei. En dan is daar planne op die oomblik om die kapasiteit op te stoot na 1.4 miljoen toe oor die volgende 4-5 jaar of so. Ek dink die hele landbousektor is ongelooflik dankbaar vir die harde werk, die ure wat julle insit en die ongelooflike vordering wat julle al gemaak het en ons sien uit na die toekoms. Die Wes-Kaap werk van 'n groot hawe tot 'n groot gees. Ek sien al die hele roadtrip uit na my kuier by geliefde en visionêre boer Rousseau Sillier. Ja, ek dink ons groot leeste is om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Dis wat ons in glo, dis deel van ons geloof. Om dit wat ons kry in 'n beter plek agter te laat as wat ons het gekry het. Ons kan nie net uithaal uit die natuur, uit boerdery uit en elke slag 'n stukkie afkap nie. Ons moet dit in dieselfde situasie los of teruggee vir die volgende geslag en die geslagte daarna om net so 'n sukses te kan maak. Ons is nou hier ook in 'n kamer omring met oudhede. Goed van jou voorouers wat vir jou baie sentimenteel en spesiaal is. Vertel ons 'n bietjie van die geskiedenis van hoe hierdie boerdery ontstaan het soveel jaar terug. Ek gaan 'n bietjie ver haal by my oupa Grootjie wat in die 18de eeu die regering Kalifornië toe gestuur het om navorsing te doen oor vrugteverbouing. En hy het die vrugtebedryf Suid-Afrika toe gebring met die eerste projek was die rosientjiebedryf in Kakamas. So hier's van sy toerustings van 'n gradeerder en sover ons kan agterkom die Ossewa. En dan my oupa wat van Wellington af Ceres toe getrek het met sy kapkar om hier te beginne. So dit is vir my baie belangrik om te bewaar.
Maar eintlik om te bewoon, te bewerk en te bewaar ons wat in landbou is. Dis 'n praktiese gedeelte en as ons gelowig is, dan moet ons dit doen want dit staan so ook in die Bybel vir ons geskryf. Op 'n praktiese vlak, vir ons kykers wat jou dalk nou nog nie so goed ken nie, waarmee boer julle? Ons het 3 bene, ons het 'n groentebeen, ons het 'n vrugtebeen en dan 'n waarde-toevoegingsbeen. By al die bene, op watter manier ook al, probeer ons so lank as moontlik in die ketting betrokke te wees. Ja, en ek dink die derde been wat nou ons groot fokus is 'n verdere waarde-toevoegingsbeen op die groente, maar nie op die varskant nie, maar op die langer lewe, langtermynkant waar ons na vakuumverpakking, pouches, kaps kyk. Dit is 'n wortel wat te groot is, 'n beet wat te klein is, 'n wortel wat gebreek is. Omdat almal praat van gaan daar genoeg kos wees, maar ek dink die groot ding wat ons die wêreld moet bewys is, ons moet eers die food vermorsing, die wastage moet ons afbring. Dit is al 35% van alle varsprodukte. Dis nie net 'n finansiële besluit nie, soos jy sê dit het ook te doen met voedselsekerheid, maar jy pas dieselfde benadering toe, byvoorbeeld met hulpbronne, met water. Vertel vir ons daarvan. Ja, soos ek gesê het, ons glo in die gedeelte van bewoon, bewerk en bewaar. So ons het ons watersuiweringsprojekte, dit wat ons in die fabrieke gebruik, maak ons weer reg dat dit rivierstandaard is, maar dat ons dit in damme sit, dat ons dit weer kan besproei. Ons het ons eie bewaringsareas wat ons volgens bewaringsreëls bestuur en ons probeer dit 'n leefwyse maak by almal, maar almal binne in ons besigheid. Hier in die Weskaap lyk dit my is daar 'n bietjie ander gesindheid. Boere gee nie net om en reik uit na ander boere of landbougemeenskappe nie. Hulle reik uit na die breër streek. Waar kom daai gesindheid vandaan? Ek dink dis omdat ons besef, ons het mekaar nodig. 'n Geheim is 'n geheim, as 3 mense het weet dat 2 is dood. So dit help nie jy probeer alles vir jouself hou nie. Hoe meer jy uitreik en hoe meer jy deel, hoe meer word met jou gedeel en hoe meer kan jy saam terugvat huis toe. Elke plaasbesoek bring inspirasie. Daar's eenvoudig net soveel hart en siel in elke boer. Maar nou ja, môre arriveer ek by Nampo Kaap, waar die veld en die fees mekaar ontmoet.